Welkom by Considerata SA. Ons kuier hier saam met Johan. En ons gaan vandag bietjie oor iets anders praat. Hoe werk opteling binne die Drought Masters en wat behels dit presies? Is iets wat baie vrae veroorsaak en ek dink elke ras het ook maar sy eie reëls. So ons gaan bietjie by Johan uitvind wat dit is en hoe dit werk. Johan, hoe gaan dit? Wat met jou, Tinus? Baie lekker. Dankie dat ons weer kan kom kuier en 'n bietjie meer kan kom leer. Johan, jy kom al baie lank met die ras. Jy het self opgeteel met die Drought Masters. Kom ons begin by basies. Wat is dit om op te teel? Wat beteken dit? Ja, okay, Tinus, so ek het gedink dit sal goed wees om vandag vir julle sommer te wys, want om te sien is baie keer makliker as om te hoor. Die koeie wat ons vir julle gaan wys is F1 en F2 Drought Master generasie diere. Sal nou kom by wat beteken 'n F1 en 'n F2. Die kalvers is SP Drought Master Bullock se kalvers. Hulle is natuurlik F2 en F3 generasie. Wanneer jy met opteling werk, het jy natuurlik verskillende opsies. By die Drought Master ras het ons jou opsie om met kommersiële diere op te teel, waar jy basies met 'n commercial begin, wat eintlik 'n F0 is as jy dit so wil sê. En dan het jy die opsie om met ander rasse wat ons as 'n F1 sien, jou Santa, jou Beefmaster en jou Brangus te begin en dan met dit op te teel tot waar jy eventueel by 'n F4 of 'n SP dier kom. Hierdie diere kom uit Beefmaster diere uit, van my eie diere wat ek gekoop het en wat ek mee opteel. Soos julle kan sien is die kalvers klaar besig om al hoe meer na 'n fenotipe van 'n Drought Master toe te beweeg. By die Drought Master ras is dit baie eenvoudig. Ons kan 'n F3 en 'n SP bul gebruik vir enige stoetteel doeleindes. Dit word toegelaat in die ras. Kommersiële boere se diere word ingekeer as commercials. Hy gebruik 'n F3 of 'n SP bul. Sy kalvers word 'n F1. Die F1 se kalvers word 'n F2. Die F2 se kalvers word 'n F3. En die F3 word dan 'n F4 of 'n SP dier genoem binne in die ras. Dit word ook duidelik in elke katalogus aangedui, die generasie, ons praat van generasies, van elke dier, so daar sal jy mooi op elke katalogus kan sien wat se generasie die dier homself bevind en watter stadium hy is, en dit word eenvoudig deur sy bloedlyne bepaal deur die rekenaar van wie se paas en die maas, en daar kom ons by die generasie uit. Natuurlik, as jy in opteling wil betrokke raak, en jy is 'n stoetboer, kan jy dit op papier doen, maar vir 'n kommersiële ou wat nie regtig belangstel in stoetteling nie, maar wat ook opteling in 'n mate doen op sy plaas, is hierdie 'n baie goeie voorbeeld om te sien wat eventueel gaan gebeur op sy plaas as hy aanhou om SP bulle te gebruik. Eventueel gaan hy ook opeindig met 'n F3 en 'n F4 bees wat as 'n stoetbees gesien word en wat so gaan vertoon op sy plaas. Natuurlik, hierdie is nou verse wat vir die eerste keer is hulle eerste kalvers. Die kalvers is 6 maande oud. So die versies is op 14 maande die eerste keer gepaar. Vroegryp ras. Hulle het gekalf op 2 jaar en die kalvers is nou 6 maande oud. So dis 30 maande oue vroulike diere. En let op die koei-kalf verhouding. Die persentasie van die liggaamsmassa wat die koei gaan speen hierso. Baie van die koeie gaan tussen 50 en 60% van hulle liggaamsmassa speen, en dit is als goed waarvoor die ras baie bekend is. Ek wil gou vinnig staan by die voordele vir 'n kommersiële ou om in stoetbees te belê. Ons het nou ook oor gepraat, die diere wat jy al vir 20 jaar daai boerbeeste op jou plaas is, hulle is aangepas, hulle is vrugbaar daar waar jy is, maar dit is nie noodwendig daai erfdwang nie, dit is noodwendig daai konstantheid nie. Is dit wat die Drought Master na die kommersiële bees bring? Dit bring daai erfdwang, daai konstantheid. En wat is jou ervaring gewees hierso? Ja, ek meen die eenvormigheid van die Drought Master is sy sterkpunt. Dit is sy fenotipe wat hy na die tafel toe bring. As jy na die kalvers oplet by die koeie, kan jy sien daar's klare eenvormigheid besig om te ontwikkel. Neem in ag dat die kalvers is maar F2 en F3 generasie kalvers. So hulle het nog 'n stap om te gaan. En natuurlik, soos verder hulle vorder, hoe meer eenvormig gaan hulle word. Ook iets om na te dink, hierdie is 6 verskillende vaarse kalvers, so dis nie een bul se kalvers nie, 6 verskillende bulle. Dit was verse, in 'n groep verse waar ons net 6 versbulle ingesit het om verkalwingsgemak. Die hoofrede
hoekom opteel in enige ras, vir alle ras wat groei en wat begin sy voet iewers kry in 'n land, is om die genepool te vergroot. Opteling help jou om nuwe gene van Genetiese diversiteit in te bring. nuwe gene in te bring, jou genepool raak groter en in die toekoms oor 10, 20, 30 jaar dan begin daai goed vrugte dra. Dis hoekom ons, alhoewel ons ook 'n baie groot volbloed, ek praat van volbloed diere, SP diere het, wat ek geen opteelwerk mee doen nie, hulle is klaar opgeteel, het ek nog steeds my opteelfase ook. Die rede hiervoor is omdat ons genetiese diversifikasie in die ras wil hê, meer diere inbring, meer getalle groei, dit bring seleksie druk na die tafel toe, en cattle, jy sal altyd hoor die Australianers praat van cattle is a numbers game. Hoe meer diere jy het, hoe makliker is dit om te vorder, en hoe makliker is dit om nuwe goeie eienskappe op plekke te identifiseer, en dit weer in te bring, 'n bul te gebruik met sekere eienskappe, 'n koei wat sekere eienskappe dra. So dit maak dit net makliker vir jou in daai opsit, en natuurlik vir enige ou wat wil opteelwerk doen, is dit ook iets, dit is ook 'n ander tipe lekker van. Jy weet, ons het ons embryo werk wat ons kan doen en so voorts, maar opteel het sy eie manier om lekker te wees. Baie kommersiële boere daar buite het goeie kommersiële beeste, wat goeie beeste is, wat aangepas is vir hom, vir sy omgewing. Hoekom hulle nie inskryf en raak betrokke by die ras en raak deel van die Droughtmaster familie. Daar is baie boere wat dit doen. Ek meen die meerderheid Droughtmaster boere is opteelboere. Ja. Ons het 'n baie klein persentasie van ons getalle is al vol SP diere. So daar's regtig 'n geleentheid vir ouens wat lief is vir stoetteling, wat lief is vir sy beeste, om betrokke te raak op 'n baie ekonomiese bekostigbare manier en sy kommersiële beeste net eenvoudig te verbeter. Terwyl ons praat van die ouens wat stoet, 'n groot deel van jou stoet, kom ek maar van die oorspronklike konsiderate af, wat 'n groot Australiaanse komponent het. Ek weet, jy glo, ek dink as ek reg onthou 30% wil jy graag daai Australiaanse bloed byhou. En ek dink as mens kyk na hoe suksesvol die Droughtmaster in Australië is en hoe wyd hy voorkom. Ek weet die mense kyk na Australië, dink hulle is hierdie eiland, maar dit is 'n enorme kontinent wat van Melbourne tot bo heel bo in die land is dit teen die Golden Coast op, is dit ongelooflike verskillende, hy verskil ongelooflik, en daai beeste pas net aan, en as jy sien daai tropiese gebiede waar hulle moet aanpas, is uiteindelik iets spesiaals. Is dit deel van jou, kom ons sê die historiese genetika, as ek so kan sê, deel van jou plan om dit in die kudde te hou? Ja, ek ken die Australianer boer, hulle is op 'n ander planeet as ons. Hulle het nie arbeid nie, hulle het eenvoudig nie die vermoë om hulle beeste elke dag of eenmal 'n maand eers te sien nie. Baie van hulle sien hulle beeste eenmal 'n jaar. Dit is feit. Hulle boer hard met hulle beeste. Hulle beeste moet aanpasbaar wees, want anders is hulle dood. Daar is nie kalwingsprobleme nie, want dit is nie kalfies, kom met die maak is nie. maar net dood. Daar is nie melkprobleme nie, want 'n kalf wat nie melk het, die vrek. So al die goed wat die natuur voorselekteer, is die Australiaanse beeste klaar voorgeselekteer. Natuurlik, hulle lyk 'n bietjie anders as wat ons wil hê, so ons het werk om te doen nie, so jy kan hulle nie net hier afgooi en dink, right, ons is nou reg. Hier is die beste resep. Nee, dit is die Engelse praat van 'n infusion, jy bring daai genetika in, jy selekteer die goed wat jy nie wil hê nie uit, en jy hou die goed waarvan jy hou in. Maar ek meen, jy kan deur die verse eiers kyk, byvoorbeeld, en let op die kwaliteit van die eiers en die spene. Jy gaan nie sommer 'n dik speen of 'n ding sien nie, want daai goed is klaar uitgesort. Geneties is dit vir jou uitgesort. En dit maak dit vir jou makliker, en die Australiaanse beeste se aanpasbaarheid en gehardheid, en die feit dat hulle al so ou ras is. Ek meen, is 'n ras wat al maklik 70, 80, 90 jaar oud is. Ek meen, dis verskriklik hoe lank daai ouens al met dit besig is. Het hulle aanpasbaarheid en 'n eenvormigheid in hulle kudde wat baie min kudde op rasse in die wêreld het. Dis seker een van die oudste rasse wat daar is. En hulle het natuurlik, omdat hulle so groot land is, het 'n massiewe getalle. Ek meen, hulle laat ons soos dwergies lyk, maar ons is ook hier en ons doen ons ding. Ons pas hulle beeste aan. Ons sê dankie vir die werk wat hulle gedoen het, maar ons gaan nie met hulle beeste boer nie. Ons gaan hulle beeste bietjie verander en die goeie eienskappe in ons beeste sit wat vir ons werk, en
die beesteel wat vir ons ekonomies sin maak. Op die einde van die dag is dit 'n geldmaakbesigheid. Ja. Ons moet kan geld maak met beeste. Jou koeie moet vrugbaar wees en moet elke jaar vir jou groot swaar kalf speen. Dit is eintlik maklik. Ons sit met 'n ander graderingsstelsel in ons lysstelsel. Ons sit met 'n ander mark. Ons sit met 'n baie kleiner uitvoermark as hulle. Jy's baie spesiaal amper as jy kan uitvoer. Ek dink dit vir ons beeste kos dalk 'n bietjie meer om te kry waar ons moet wees. So ons moet bietjie slimmer en 'n bietjie beter boer net om dit eenvoudig te maak. Ek wil laastens by jou kom die ouens wat kyk na kommersieel toe gaan of selfs toe gaan en wille koop. Jy wat self daai proetig is, hoe het jy jou benadering gevat van dis die bulle wat ek graag wil gebruik. Dit gaan oor huiswerk, gaan oor genetika, het jy gekyk die bulle wat regtig erfdwang wat jy sien kalvers het erfdwang. Hoe was jou benadering geweest? Ja, so ek meen ons almal het 'n smaak. Ek meen dit is so, party mense hou van ligte, donker, etc. beeste. Ek meen party ons hou van puna, party ons hou van horings. Ons is gelukkig in die Drought-Master dat ons 'n baie sterk puna faktor in ons beeste het. Die Considerata kudde is byvoorbeeld 75% puna. Ons het 'n baie klein getal horingbeeste. Dit maak dit ons is self kommersiële boere, so vir my is puna faktor om my beeste belangrik, want om duisende kalvers se horings te brand is nie 'n lekker ding nie. So dit is definitief iets wat vir ons belangrik was. Ek het natuurlik my eie smaak van my raamgrootte. Ek persoonlik verkies 'n bul van 3 jaar oud wat tussen 700 en 850 kg lê. My vroulike diere soek ek van, wil ek sê, tussen 440 na 480, 500 kg, niks groter as dit nie, ook nie kleiner nie. Dit gee vir my die vermoë om 'n 250, 260 kg kalf te speen op 7, 7,5, 8 maande. Wat nou weer vir ons mark, wat soos jy genoem het, ons is 'n voerkraal gedomeineerde bedryf, of ons nou daarvan hou of nie. Ons moet 'n produk lewer wat weer vorentoe kan vir 'n ander ou iets beteken. So as jy jou kalf op 250 kan speen, kan jy hom background as jy wil, jy kan hom vat tot 300, dis wat ek self doen. Na 300 kg bring ek hulle terug voerkraal toe, vinnig as moontlik, so goedkoop as moontlik vet te kry om 'n A2 gradering te verdien op die mark, wat natuurlik is waarvoor ons almal mik. Natuurlik hoe vinniger jy dit kan doen, hoe kleiner is jou insetkoste, hoe vinniger draai jou geld, en met die ras is dit presies wat dit vir my doen. Ek het met die ras begin boer omdat hy ekonomies ingepas het in wat ek probeer bereik. Daar is ander rasse wat dieselfde genetika het, wat dieselfde tipe job doen, maar ek is 'n mens wat hou van netheid, ek hou van eenvormigheid, ek hou van alles moet dieselfde lyk. So vir my het die Drought-Master gelok, want ek hou nie van 'n de-mekaar besigheid nie, ek hou van my diere moet een soos die ander een lyk. Dit het die Drought-Master vir my gedoen en ek is baie tevrede met die ras. Ons het nog werk om te doen, ons verbeter die ras elke dag. Ja. Geen ras is volmaak nie, dit bestaan nie. Ons werk baie hard aan die ras. Ons het goeie boere in die ras. Ons ras groei baie sterk, waarvoor ons baie dankbaar is. In moeilike ekonomiese toestande doen ons ras regtig baie goed. En dis baie lekker om deel te wees van 'n nuwe projek. Jy weet, ons is almal in die ras, ons ken mekaar. En ons planne is dieselfde, want ons almal begin ons almal hier onder begin en ons is besig om met die leertjie te klim. En dit is baie lekker. En soos jy weet, ons is nie 'n ras wat skou nie. Ons is gekant teen skou. Die rede is omdat ons vennootskap en die raad en almal binne in die ras voel dat skou is nie goed vir 'n beesras nie. Daar is 'n mens om jou beeste tentoon te stel is een ding, maar om kompeterend binne in 'n ras te skou is in ons opinie nie gesond nie. Dit sit die fokus op die verkeerde plekke in ons opinie. En ja, dit is als dinge wat my na die ras toe gelok het, want ek is nie iemand wat lief is vir skou en social en wat nie, so ek het dadelik daai ras vir my. Maar die Drought-Master het my gepas en dit pas in my boerdery en dis 'n lekker besig om mee te boer. Ons het nou gepraat van voerkraal en ek wou eintlik klaar gemaak het, maar toe nou nog so 'n vraagie my opgeduik. Ons sien dat daar 'n stadige beweging is dat ouens
soos jy self sê, jy background en dan is jy self die voerkraal, al hoe meer ouens hulle eie planne begin maak. Dit is maar finansiële druk, die prys van insetkostes, mielies, inkoop, inry, veral as dit droog is, raak dit regtig duur. Die pryse wat jy oor die ouens kry, is nie altyd meer gelukkig mee nie. Die ouens voel hulle groter deel van die waardeketting besit. Die diere wat die ouens so van die veld afrond, dit gaan die draadmaster werklik aan albei kante voldoen. Jy het nou gepraat, ons weet hy werk aan die voerkraal kant, aan die ander kant van die storie waar die ouens wil sê, maar weet jy, ek is happy om 'n paar osse te sit en te wag vir my prys. Waar staan jy daarso? Ja, kyk, so ek meen, dit bly by die boer se besluit wat hy wil doen op die einde van die dag. Die draadmaster is gemaak vir speen. Dan het jy 'n keuse. Hy kan direk voerkraal toe gaan. Hy sal dit kan doen. Natuurlik, dit is nie die gewenste opsie nie, want dis die duur opsie. Jou beste opsie in daai bedryf is om jou kalf vir 3-4 maande op gras te sit. Jy soek nie vet word op gras nie. Wanneer jy background wil jy raamgroei. Jy wil nie kilogramme met vet aansit nie. Jy wil kilogramme met jou raamgrootte bou. Dit het alles te doen met die beeste se metabolisme ensovoorts. As hy vet word op die veld, het jy 'n negatiewe invloed op die voerkraal. Jou GDT en jou voeromset in die voerkraal vat 'n enorme nok as jy jou beeste te vet op die veld maak. So jy wil nie 'n kalf hê wat op die veld vet is nie. Jy wil hom laat groei. Die dier doen dit uitstekend. Hulle groei bittergoed. Jy kry maklik jou 7 na 800 gram se groei sonder dat jy vreeslik hoef te spandeer op hom. Wat ideaal is, jy soek nie regtig meer groei as dit nie, want dan gaan jy in die vet word fase in. Daarna kom die kalvers in. My background kalvers kom gewoonlik hier op 'n gemiddeld van 330 kg in. Wat vir my presies pas. Dan is dit 'n kwessie van 80 dae in die voerkraal. Wat ook my pas, want dis 'n goedkoper opsie. Minder mielies hoef aangekoop te word en deur die kalf gedruk te word. 80 dae voer jy hom dan natuurlik sy kragvoer, energierantsoen, en hy groei maklik. Jy kry maklik jou 2 kg groei 'n dag. Dit is nie moeilik om dit te kry nie. En daarna slag jy jou kalf op 'n 500 kg, 530 kg lewendige massa uit, wat vir jou 300 tot 330 kg karkas lewer, wat ideaal is vir die mark en wat my mark van my verwag. So dit is natuurlik jou finansiëel beste opsie, maar as dit nie vir jou opsie is nie, kan jy natuurlik kyk na jou kalvers background en dan aan die mark verkoop, of jy kan jou kalf direk voerkraal toe vat. Ek het dit ook al in droë tye gedoen waar daar nie kos is nie, waar jy die kalf eenvoudig moet direk in die kraal sit. So dit kan ook gedoen word. Jan, dankie vir jou tyd, waardeer. Ja, en ek dink almal en ek het ook iets geleer vandag. Dankie, Tinus. As hy vir meer inligting, ek sit Johan se goeters hier onder neer, so details, so maak seker jy kontak kom as jy meer wil weet oor die draadmaster of opteel, en dan jy kan sommer bel oor beesboerdery, het al so 'n paar generasies ondervinding agter 3 blad. Tot 'n volgende keer, totsiens.